Generaal projek het ek gedoen deur juis Africa Open Instituut het gepartner met die German Consulate. Ja, ek weet nou nie die regte terminologie nie, maar hulle. En professor Jurgen Meij was 'n extraordinary professor hier, hy's van Bonn. En hy het die projek gelei, juis omdat hy Duitse afkoms is, of 'n Duitser is, en Genadendal is die eerste Morawiese sendingstasie, die eerste sendingstasie in Suid-Afrika. So, ons het 'n span saamgestel om die musiek te gaan dokumenteer daar. En hulle het argiewe van musiek wat ou boeke wat hulle nog gepreserveer het van die Morawiese sendelinge wat gekom het. So, daar's 'n sterk Duitse erfenis daar en die mense is baie trots op die Duitse erfenis. Maar dit bestaan parallel met hulle alledaagse lewens en Genadendal is 'n klein dorpie. En dan ry jy verder en dan sit 5 kilometer uit is dit Greyten wat 'n heel ander dorpie is. Maar so hulle is baie trots op hulle heritage daar en die kerkmusiek is nog sterk daar. Daar's verskillende kerke, daar's nie net meer die Morawiese kerkie wat natuurlik in die center of the town is en die Morawiese tradisie is nog sterk daar. Maar soos ek sê, daar is Nuwe Apostolie, Ou Apostolie, NG Kerk of VGK rather. So ons het gekom om die musiek te dokumenteer en om dit te digitaliseer, want dit het in 'n kluis in bokse gelê daar en ek geniet argiefwerk. So dit was baie lekker om, jy weet, om handgeskrewe stukkies papiere te gesien het en hoe hulle dit oorgekopie het met die hand en daar was 50 koppies vir die braas, vir die bas of 20 koppies vir die tenor en jy weet sulke tipe goedjies. En daar was ook musiek wat die onderwys wat hulle gebruik het om te onderwys of te teach soos noem mens die Amerikaanse jazz standards byvoorbeeld, maar dit is nou vir later jare en dan is daar hierdie ou boeke wat jy versigtig moes blaai omdat dit al begine degrade het, maar dat jy nog kan sien die ou ink en die ou notas en jy weet die cursive wat gebruik is, die tipe kursief wat gebruik is daai tyd en die Jurgen moes vir ons baie vertaal en hy moes ook vir ons verduidelik dat dit is 'n tipe Duits wat gebruik is in daai tyd en baie fascinerend geweest. En dit is nou juis oor sy Duitse herkoms dat hy sterk gevoel het om dit te doen. So ons het twee van Stellenbosch en dan het ons op daardie stadium het ek my PhD gedoen en my kollega het haar M gedoen en dan het ons twee assistente gehad van die gemeenskap self. So ons het dit geargiveer, ons het dit gedigitaliseer en ons het metadata bygevoeg. Ons het op die ou end 'n webwerf geskep waar jy alles kan sien en ons het toe teruggegaan ook om die instrumente wat daar is jy weet fotos van dit te vat en dit te catalog. Van die eerste orgel in Suid-Afrika is ook daar. En ons het 'n bietjie gespeel op instrumente van dit, daar's harmoniums, daar is die orgel, verskillende klein orgeltjies, klaviere en meestal net westerse kunsmusiek in die museum. So ek sal aanbeveel dat mense gaan kyk. Dit is soos 'n wrinkle in time, jy weet, dit is iets wat vasgevang is nog steeds daar en die lewe gaan aan. Die lewe gaan aan rondom die klein
die museum wat nog bestaan, die heritage wat nog daar is en pragtige argitektuur is wel. So die projek het klaar gemaak die begin van 2024. Toe is ons nou klaar met die dokumentering van dit. Maar dit was 'n baie insiggewende ervaring. Baie lekker. Die mense is so vriendelik en hulle het dit geniet om vir ons ook daar te hê. Dit is net baie koud in die winter. Oef, maar maar dit was baie heerlike ervaring gewees. Forhé is ook maar geskoei op westerse kunsmusiek. Maar hulle het baie meer, daar is 'n meer 50-50 ratio van westerse kunsmusiek en jazz en Afrika of wat gesien word as Afrika musiek. So ons module is daar is ruimte vir westerse kunsmusiek. So daar is dosente wat die tradisionele notebalk weet van middelsee en so aan gee en dan is daar ook dink daar is jazz teorie ook, maar dit is nou eers jy moet nou eers die ander bemeester. En dan het ons dosente wat klavier gee, westerse kunsmusiek, jy weet gewone John Thompson tipe goed, I believe. En viool hoor ek nou en dan daar, gitaar, so dit is maar nog die brass bietjie westerse kunsmusiek, maar daar is 'n sterk fokus op Afrika musiek. Soos nou en dan in my kantoor hoor ek hoe die studente pata pata oefen op die marimbas wat daar is. So daar is 'n wonderlike a vibrant culture of promoting African sound, the African sound, the South African sound, a Xhosa sound, the Zulu sound, you know. So dit is baie refreshing. En ja, ons het ons Steinway wat daar staan aan een kant of jou Besendorf wat daar staan jou Yamaha. Maar dit is deel van die furniture daar. Dit word nie een kant gesit en en ek is 'n pianis, so ek voel ook, julle dit is baie geld hierdie. So ons moet mooi daarna kyk, maar ons kyk ook na die marimbas, ons kyk ook na die tromme, die djembes en jy weet alles is belangrik daar. Ons is een tipe importance. Everything is important, al die instrumente. En so dit is interessant om te dink aan westerse instrumente en Afrika instrumente, want die klavier word nou al gebruik as 'n tipe Afrika instrument met die klanke. Soos byvoorbeeld Carl Shepard wat baie eksperimenteer met die klanke, wat hy goedjies binne die klavier. Dit is nou nie iets niets nie, maar ek bedoel veral vir jazz en hoe die klavier is eintlik maar 'n perkussiewe instrument. So hy pas eintlik maar goed in Suid-Afrika, in Afrika met die harmony, maar ook die percussive sound that it produces. En dit kan ook gebruik word as 'n percussive instrument of dit is 'n percussive instrument. Maar wat ek ook wou sê is die stem is nou nie die landslied nie. The Voice is 'n verskriklike belangrike commodity wat ons het, dink ek. En ek dink dit is waar ons niche is. Die koor is fantasties en ek weet Stellenbosch is die beste universiteitskoor in die wêreld, maar dit het 'n ander klank. Dit het 'n klank wat resoneer uit die bors uit, nie dat dit nie hier resoneer nie, maar die stem het 'n baie meer natuurlike manier. Ek dink ons approach is baie anders as ander universiteite. Want die stem het 'n baie, ek dink ons benadering is baie meer iets wat die embodiment of what the voice should be. Dink ek ons respekteer dit meer. Dat ons word die stem word nie gemold. Alhoewel hulle doen wel lieder, hulle doen wel opera en
die stem is gemaak vir dit. Hulle stemme is gemaak vir dit, my studente se stemme. Maar as hulle moet sing lieder, opera, dan voel hulle restricted. Dit is nie 'n natuurlike manier van hoe hulle stemme gebruik nie. So wanneer hulle die vryheid het om 'n Xhosa liedjie te sing of 'n Zulu liedjie of whatever natuurlik kom, the sound is amazing. En ek het dit ervaar veral by die gradeplegtigheid, my eerste gradeplegtigheid wat ek in Mei bygewoon het in Alice vir ons hoofkampus is. Fantasties. Jy kry goosebumps om net te hoor hoe hulle hoe die stem, dit is niks nodig vir 'n mic nie. En is 'n klein koor. Maar dit vul die saal. En die stem word op 'n natuurlike manier aangewend om die musiek pas by die stem of die stem pas by die musiek. En hulle het op 'n tyd Suikerbossie gesing, en hulle het gedans op dit en dit is ook 'n natuurlike ding vir die liggaam om te beweeg as jy sing en om te speel as ek nou dink ook aan Jacqueline du Pré wat ek nou onlangs het ek nou 'n video van haar gekyk weer. Net hoe natuurlik sy was, dat sy beweeg het met die instrument en ons word geleer met westerse musiek, die instrument is maar jou liggaam is deel van jou performance. So ek dink dit is een ding wat baie anders is vir my daar en wat ek geniet om te sien, wat ek geniet om te hoor en hulle they become themselves as hulle kla nie, maar mense kan sien daar's definitief 'n verskil when they have to code switch between what is natural, what comes natural to the body and to the voice as die lied van Schubert byvoorbeeld. Ek het 'n gesprek gehad met kollegas 'n tydjie terug toe ek by NMU was en ek sê toe nou ek is nie 'n vocal practitioner. Ekskuus tog. Ek is nie 'n vocal practitioner so, maar wat ek hoor, want die koortjie het 'n tipe klank wat hy het wat ek oor kan gesels en dan die lieder het Schubert se lieder, right? Of opera en wat ek as 'n buitestander wat in die Weskaap my hele lewe lank gebly het, toe ek Ooskaap toe gaan en net hoor hoe die studente sing. I was just blown away. Want ons word nie blootgestel daaraan nie. En hoe ons nou bespreek het, sommer net om die koffietafel, hoe dat die stem in die Ooskaap, die stem in die Weskaap, die stem, die swart stem, die bruin stem, die wit stem, it sounds different. It really does. En hoe how the black voice lends itself more to opera, but there's also a restriction there. Die colored stem kan 'n bietjie meer lied doen, maar dit is nou al teoretiseer dit natuurlik nou, filosofeer rondom dit. En omdat ek oor die koortjie geskryf het en ek sê daar is 'n tipe knyp in die stem om die koortjie te sing soos hy moet gesing word, om die hemele oop te maak, jy weet. En dan is daar die wit stem wat opera kan doen, ja, en ook lieder kan doen. And there is a type of manier van hoe jy staan, 'n manier van hoe jy beweeg, which dit fit in daai boksies in en dit werk. Maar dit is 'n interessante ding om te dink dat die stem it can do so much more. En dat dit as mens dan kan liedere protesoptogte. Man, there's so much more we can say about the voice as an instrument. En so dit is baie interessant om net die verskille te sien, die verskille te hoor, sonder om dit te sien. En ek dink dit is deel van die coloniality, die imperative daar. Want vir te lank was die stemme, we had to sound the same, ons moet dieselfde, want wat die westerse kunsmusiek beteken,
dit beteken respectability, dit beteken acknowledgement, dit beteken die standaard, jy weet, dit is die standaard. En vir te lank het ons ingekoop in dit. En ons is in Afrika. Ons is in Afrika, what are we doing? En dit is actually my Sasram paper gaan oor dit. What are we doing? Ons is in Afrika. Hoe wil ons klink? Hoe wil ons klink? Daar is natuurlik 'n argument wat gemaak kan word wat gepaard gaan met wat westerse kunsmusiek bring. Daar's 'n tipe dissipline, daar's 'n tipe struktuur, daar is wat ook al belangrik kan wees, reg? Maar ons is ook mense, jy weet, ons is deel van 'n lewende argief. Ons is die lewende argief. So dit moet in ag geneem word, die mense se alledagse lewe, hoe ons omgaan met die kuns. Want ons lewe is die kuns. Ons lewe die kuns uit elke dag as musisië in jou gemeenskap wanneer jy 'n lullaby sing vir jou babietjie. As ek vir my hond sing, jy weet, dan en daar ek sê nie dat ons nie westerse, daar's 'n ruimte vir ons almal, dit is wat ek probeer sê. Ons moet net die ruimte maak, ons moet net die ruimte skep. En wat vir my lekker is om voor 'n klas te staan, waar studente kan sien dat daar iemand is wat soos hulle lyk, wat skryf oor musiek wat hulle ken, dat daar validity is aan wat hulle beoefen in hulle gemeenskappe. Dit is vir my lekker, dat hulle dit sien, dat dit is belangrik. Dit is net so belangrik soos westerse kunsmusiek. Dit is net so belangrik soos amapiano. Dit is net so belangrik soos Cape Jazz. So, en dit moet van ons afkom. Dit moet van ons wat dit bewys in ons navorsing, dat dit kan gedoen word, dan moet oor geskryf word, want jy is deel van die geskiedenis van die land, right? So, om het to expand upon the music in South Africa, ons kan nie net by westerse kunsmusiek meer bly nie. En ons moet dit maar besef as universiteite. Ons beweeg nou ons beweeg die afgelope 20, 30 jaar al reeds in 'n ander rigting. En dit is besig om te gebeur. Daar word 'n bietjie hier en daar Afrika modelle ingesluit om ons beter te laat voel oor onsself, to be honest. Maar this is where we are going. En dit is die natuurlike evolusie van musiek. As ons dink aan Bach, waar het Bach begin? En nou die dag het ek my studente gesê, sê julle is oor jazz. Weet julle dat Bach alreeds jazz chords geskryf het? En toe is hulle geskok. So, toe sê ek vir hulle, dit is deel van die evolusie van jazz. So, die evolusie van musiek, rather. So, dit is waarheen ons beweeg. En ons moet, get on or get off the boat. Maar dit is waar ons nou, that is where we're going. Presies die ding van die spesialis, dit is 'n fallacy. Want as jy in die gemeenskap ingaan, in die bruin gemeenskap en die swart gemeenskappe, die musiek wat daar, hulle is die spesialiste. Jy weet, ek is dalk 'n spesialis akademies gesproke, want ek het die navorsing daaroor gedoen, maar die lived experience is wat jou die spesialis maak, right? Of 'n spesialis maak. En hulle het, as jy in die gemeenskap ingaan, die musiek wat daar gedoen word, soos jy sê, dit is participatory. En dit is, as you say, the musical human. Ons is die eerste introduction wat ons kry in terme van musiek is in your mother's womb. Die ritme, die hartklop, right? So ons is by ritme eerste, in jou ma se stem, en dit is 'n natuurlike ding. So om te probeer in 'n boks sit, it doesn't work really. Dit het vir 'n tyd gewerk. En ons is, we are creatures of habit, right? En ons het structure nodig. Sommige van ons, ek is 'n lineêre denker, so vir my, ek hou van struktuur. Ek hou van iets wat in 'n boks is. Maar wat ek
ervaar dit juis by Fort Hare, wat my laat besef dat ek voel heeltyd altyd, jene, ek is 'n aktivis, jy weet, ek gebruik my musiekplatform as 'n aktivis om te wys hierdie tipe musiek is belangrik, hierdie jou gemeenskapsmusiek, die koortjie, die klopse en daardie tipe musiek is belangrik. Jy moet daaroor skryf. En toe kom ek nou by Fort Hare en die eerste Lunch Hour Concert wat ek nou bywoon, het hulle die eerste helfte, eerste 30 minute was nou opera arias en so aan. En die tweede helfte was jazz. So ek sit nou daar en jy weet ek kom nou met my westerse kunsmusiek without realizing it. Nou sit ek daar met my ervaring en die mense begin sing en dit is toe nou toevallig ek dink dit was 'n Mozart opera en Don Giovanni en Zerlina en dink dit was seker nou maar Don Giovanni, hulle is nou daar op die verhoog en nou sing hulle die aria, maar hulle interact soos jy in die opera sal doen. En ewe skielik praat die mense tussenin en die mense is besig om die gehoor nou en hulle is besig om soos Zerlina nou, jy weet, Hard to Get speel of whatever, dan skree hulle woe en ek dink, wat gaan die aan? Dit's improper, dit is nie, ek moet my studente leer, en toe vang ek myself en ek besef, nee, eintlik is dit normaal, want in die 18de en 19de eeu se westerse kunsmusiek was dit wat hulle gedoen het. Hulle het geïnteract, en dit het nou later geword dat jy jou mond moet hou, en jy moet nou luister, want jou aandag moet daar wees, reg? En dit was actually so, dat ek Afrika kom ontdek in die Ooskaap. En dit het my regtig laat besin oor wat ek besig is om te doen. Waar is ek? Wat wil ek doen met my platform? Wat wil ek doen met my navorsing? Wat wil ek vir hierdie studente leer? En wat leer ek nou by hierdie studente? Wat is normaal? Wat is normatief? Wat is die standaard? Right? So ons sal moet mooi dink as Suid-Afrikaners in die verskillende provinsies waar ons onsself bevind, in die verskillende kulture, verskillende tale. What are we trying to do? Ons is nie Duitsland nie. Ons is nie Frankryk nie. Ons is nie Italië nie. Ons is Suid-Afrika. Ons is Xhosa, Zulu, Venda, Sotho, Afrikaans, Kaaps, Griekwa, Afrikaans, Khoi. So ons sal maar moet dink. Ons sal maar mooi moet dink. My PhD het soos ek vroeër gesê het, gehandel oor die koortjie in die breingemeenskap, maar vir al die Pinksterkerkgemeenskap. En die rede hoekom ek dit gedoen het, was omdat daar nie regtig inligting bestaan het oor dit nie. Juis die koortjie, dit was nog nooit nagevors nie. En omdat een van my komponiste, die komponiste in my magistertesis, omdat ek gesê het sy musiek klink soos koortjie, dan dink ek, okay, let's explore this in elk geval. So, ek het begin deur, jy weet, maar soos maar gewoonlik is 'n etnografiese studie, so jy gaan maar na kerke toe en so aan. En die mense geobserveer en my studieleier, professor Wilhelmine Vroneman, het toe vir my want ek het gecode switch, en sy sê vir my, okay, skryf net, skryf, en toe het ek net gecode switch, en toe sê sy vir my, dit sal nogal 'n interessante ding wees om te doen. So toe besluit ons om dit te skryf in hoe ek dit hoor, en hoe ek die taal lewe, right? En ook hoe die mense oor wie ek skryf, die taal lewe. So toe het ek dit begin doen, dit opgeteken net soos hulle dit sê, en baie van die respondente het normaalweg met my gepraat, right? So hulle het gecode switch, hulle het Afrikaans gepraat, maar afsê gecode switch, en dan ook Kaaps gebruik, wat 'n variëteit van Afrikaans is. So ek het vir al die onderhoude het ek net so oorgeskryf, en ek moet eintlik vir Nathan Trantral
dankie sê vir sy, ek het baie van sy goed gelees net om die Kaaps vas te vang. Want omdat ek in die Boland groot geword het, omdat my grootouers is van die Noord-Kaap, so jy het proper se Afrikaans gepraat. Jy het nie sommer gecode switch nie. So vir my om te code switch dit is maar 'n normale ding wat ons almal doen. Maar die Kaaps met die verkorting van die woorde, die tipe slang, was uniek aan die respondente. En ek het net gevoel ons gaan dit in Afrikaans skryf en ons gaan dit code switch, so why not? So dit is hoe dit ontstaan het en ek wou skryf in 'n taal wat die mense verstaan. Want die Afrikaanse Akademie of die gestandaardiseerde Afrikaans in akademie is eksklusief, reg? En so die mense, nie almal kan dit verstaan nie. Ek bedoel ek verstaan die helfte van wat ek lees self nie in Afrikaanse Akademie. Maar so dit was my main focus met dit. En dit het ook gewys, dit het ook die hele conversation opgemaak oor Afrikaans in die akademie. En ek was baie bekommerd oor how it would have been received. En soos jy kan hoor, ek kom nou van die Ooskaap af, baie Engels nou. Maar dit het ook vir my 'n konstante bewussyn gegee van of geverg rather van dat ek heeltyd bewus is van wie gaan dit lees. Jy weet so dit is hierdie balans wat jy moet kry tussen nog steeds jou argument stel, nog steeds die werk as 'n sterk akademies teoreties gegronde stuk navorsing uit te kan sit, maar dat dit ook dat dit reg vertaal, as ek dit sou kan stel, vir die mense oor wie ek skryf en dat dit nie net vir my iets beteken en vir my en vir die universiteit iets beteken nie, maar dat dit actually vir die gemeenskap iets beteken. En dit het baie beteken vir die gemeenskap en baie wat vir my ook baie humbling was hoe mense my bedank het vir dit. Terwyl ek gevoel het ek leer by julle, you know, so dis hierdie also this co-production kind of thing wat plaasgevind het. Want soos ek gesê het, ek het maar die koortjie geken op 'n peripheral manier en dit was nie deur 'n aanvaarbare manier van hoe mens aanbid nie. So ek het geweet, maar ek het nog nooit regtig dit self ge-engage mee nie. En ek het gegaan en die kerke bygewoon en dit was 'n wonderlike ervaring. En die mense het juist dit waardeer dat ek gegaan het, dat ek opgeneem het, dat ek hulle, jy weet, gekyk het and they were just themselves. En wat interessant was vir my was dat hulle gecode switch het tussen wanneer hulle byvoorbeeld Hillsong se gesange gesing het en wanneer hulle koortjie gesing het. Want wanneer die koortjie gesing word, jy gooi alles af. Jy gooi alles af en jy kan maar net gaan kyk byvoorbeeld vir Veronica Meyer op YouTube of Jonathan Rubin vir wie ek ook geïnterview het. But really it's a throwing off of an identity, of a prescribed identity. Dat hulle net let loose en dit is nog steeds worship. Dit is soos dit herinner my aan in die Bybel van Dawid wat voor die Ark of the Covenant gedans het. Jy weet, en dit sy vrou embarrass, but hy did it, want hy het die Here geëer en dit is wat die koortjie ook vir die gemeenskap beteken. Dit is 'n dit bring samehorigheid in die gemeenskap. It's a sense of belonging. En die koortjie het ek ook so in my tesis hopelik het dit so oorgekom, dat it is a sense of belonging for a certain group of people. Selfs as jy dit nie practice nie, you are aware of it. En in die Kalet gemeenskap word dit gesien as 'n
'n cultural artifact wat ons het. En die rede vir dit is nie noodwendig 100% akkuraat nie, maar omdat ons soveel invloede het, reg? So die koortjie word gesien as 'n dis 'n baie eenvoudige liedjie wat 3 of 4 lyne uit bestaan en soos David Dagi sê dit het baie meer connection met die sikliese musiek van Afrika sikliese musiek as die westerse kunsmusiek. So daar al reeds is daar die African pool, nê? En dan wat hulle die koordans doen. So as die gees val, nê, dan word die koordans gedoen daar voor in die kerk. En dit kom van die Khoisan religious movement, nê, dat hulle in 'n sirkel dans en dan gaan hulle in 'n trance. En maar dit is ook 'n African traditional also, dit soos ek het baie toe ek 'n paper gedoen het een keer oor dit in UKZN en toe het baie swart scholars vir my gesê nee, dit is nie uniek aan die enigste ding wat verskil is die taal, jy weet, die ritme en alles. Toe sê ek luister. Dit is wat my respondente sê. Ek sê vir julle wat hulle sê. Dit is die cultural, it's a sense of belonging. En omdat die heritage van die colored persoon so kompleks is en omdat die kompleksiteit het te doen met slawerny, met miscegenation of die issue of miscegenation en soms het baie shame wat daarmee gepaard gaan met die origins, right? En so dit is we never belong en ek dink dit was Zoe Wickham wat geskryf het dat District 6 soort van ons homeland geraak het because we wanted to belong somewhere. En die koortjie is een van hierdie pools dat it is something that is ours, wat niemand weg kan neem. En ek dink dat it's fair, that we have that. En dit is veral in die Pinksterkerk, in die wherever you go, I think. Ek wil actually nogal 'n bietjie gaan ondersoek in die Oos-Kaap. Ek het nog nie dit gedoen nie. Dit was Londen in elk geval. So dit is wat dit baie interessant gemaak het. En dan het ek het die koortjie, ek het Stefano Hani en Fred Moten se konsep van die undercommons gebruik. Van die koortjie undercommons is die thesis se naam. So die undercommons hulle skryf basies oor die commons van die universiteit versus die undercommons en die commons is waar alledaagse jou lectures plaasvind, jou interaksie met die normatiewe, jou interaksie met jou boeke wat jy het, wat jy kry, wat die dosent vir jou gee. En die undercommons is daar wat die gemarginaliseerdes na gestoot word. Jy weet, if you don't fit in the commons, then you don't belong there, right? So, maar die undercommons is waar die jazz, cinema en musiek, waar die jazz plaasvind, waar die koortjies waar die gospel musiek gesing word. So as 'n voorbeeld wat ek in my teses gebruik, as ek in my klas inkom, voor ek nou westerse kunsmusiek geskiedenis aanbied, dan sit daar iemand by die klavier en speel 'n koortjie en dan sing almal saam en hulle harmoniseer of hulle sing 'n gospel song of hulle sing 'n jazz standard en hulle harmonise net daarso. En dan kom ek nou en ek sit my goedjies reg en dan switch hulle. Right? Nou soos nou nie formele opset. So hierdie spasies gee vir hulle die ruimte om kreatief te wees, gee vir hulle die ruimte of die undercommoners, die ruimte to be themselves. A sense of belonging. So die koortjie wat nou juis ook deur meer colonially rooted kerke soos die VGK wat nou nie regtig wat dit op die periferie plaasvind, wat op die kantlyn plaasvind, die koortjie. So dat die koortjie 'n vorm van weerstand ook is teen die normatiewe.
and that it can stand on its own as an art form, right? A music form. So die koortjie is ook 'n vorm van 'n soniese aanduider. So you know the sound. As jy kom van 'n colored kerk af, maak nie saak wat 'n kerk, jy weet wat 'n koortjie is. En dat dit deel is van die lewende argief van colored culture. Dat dit deel is van die mondelinge ek kan nou net in die Engels dink. aan die soos Guthrie Ramsey sê, die orally transmitted racial music. So dit is die stories wat van of die koortjie word orally oorgedra, word mondelings oorgedra van geslag tot geslag. So as jy vir mense vra, waar kom die koortjie vandaan? Wel my ouma het dit gesing, jy weet. En wat vir my ook een van die mees touching oomblikke was in die navorsing was, dat een van my respondente gesê het dat in die week was haar ouers, byvoorbeeld my ouma en my oupa, railway workers of ambagsmanne of cleaners en het iemand sy huis skoon gemaak of whatever, jou doekie daar. Maar Sondag het jy jou pak aangetrek, jy het jou Sunday best, jy het jou kerkdoekie opgesit, jy het jou kerkgoed opgesit, and that was where you were someone. En die koortjie was deel van hierdie, op 'n manier ook 'n respectable way van worship, en dit was 'n manier om die resistance uit te trap, jy weet, om teen apartheid, en dit was nou veral tydens apartheid, dat hulle dit was 'n manier van ook om die absolute feeling of nothingness uit te trap in die sirkel, in die koordans. En dit was vir my verskriklike, ek sê dit nou nie, soos dit dra nou nie regtig mooi oor nie, maar dit was vir my baie poignantly put, en dat dit is betekenis, that it's meaning making for these people, for our people, en dat die koortjie is dieper, dit is 'n dieper gesprek, dit is 'n dieper geskiedenis, as net dit wat ons sien met Jonathan Rubin op die stage by Grand West, you know, which is a good thing as well, want soos ek vroeër gesê dat die musiek evolve, soos die ouer, meer tradisionele garde van die koortjie, die koortjie praktisyne, en dan nou die Jonathan Rubin generasie, dat is 'n bietjie van 'n, nie konflik nie, maar jy weet, dit is die elders van die community voel nou nie dat dit noodwendig die regte tradisionele geesgevulde koortjie is van destyds, nie. Soos ek kan onthou die een het gekomment dat die eerste episode van die koortjie show wat Jonathan Rubin nou op kyk net, dink ek, nie. Die eerste show, sê die een van my, hy het hier sokkies aan nie. Jy moet sokkies en skoene en 'n das. Hy het nie 'n das aan nie. Dit is hoe jy dit doen. En die trap wat hy gedoen het in die koordans, dit is die trap is 'n ligte trap. So jy moet reg trap om die gees, om die hemele oop te trap, om laat die gees kan val, jy weet. Dat jy in hy trance ingaan, dat jy commune met die Heilige Gees, dat jy weet, laat die hemele oopgaan, dat jy kan directly commune. So dit is baie interessant geweest. So daar is hierdie soos enige musiekvorm, soos enige tradisionele versus modern, dat daar nog steeds die old guard nog steeds daar staan. En natuurlik, hulle acknowledge die moderne praktisyne, hulle acknowledge hierdie die old guard, en dat was dit nie vir hulle nie, kon die Jonathan Rubin en Neville Dees nie bereik het wat hulle bereik het nie. Hulle het die pad vir hulle uitgetrap. So they acknowledge that. Maar ek dink dit is dalk 'n bietjie, is moeilik om te sien dat hulle so hard geveg het. En nou is die ou sonder sokkies is al. Soos David Kramer.